Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan kyk na Spreuke die 14de hoofstuk, daar vanaf die 24ste tot en met die 27ste vers. Dit is kosbaar om te weet dat die Here vir ons sy woord in ons eie taal gegee het en ons kan soos die kinderlied sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek en dit is die groot saak, vriende, is dat ons die woord van die Here sal gehoorsaam. Jakobus praat so duidelik daarvan, dit help nie ons sê ons het geloof, maar daar is nie werke nie. Die werke kan ons nie red nie, maar ons word gered uit genade deur geloof, maar die werke wat ons doen is 'n duidelike bewys dat ons gered is. Die lewe wat ons leef na ons redding is 'n duidelike bewys dat die Here in ons harte iets gedoen het. Niemand kan my in jou hart sien nie, al wat hulle kan sien is ons wandel, ons lewe, ons optrede, ons werke. Daarom is die gebed van my hart dat die Here vir ons, soos daar lied sê, dat ons die blaaie sal deursoek, dit sal lees en gehoorsaam, want dit is God se woord, sy wonderbaar boek vir ons as mens gegee. Nou vriende, kom ons lees saam, ons gaan aan met ons reeks uit die boek Spreuke, Spreuke 14 vanaf vers 24 tot 27. Die kroon van die wyse is hulle rykdom, die sotheid van die dwaase bly sotheid. 'n Betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuns uitstrooi is bedrog. In die vrees van die Here lê sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk. Baie besondere gedeelte in die woord. Ons tema vanmôre dan is wat gee 'n sterk sekerheid in jou lewe. Nou vriende, as ons kyk na vers 24, dan lees ek vir een van die vertalings wat ek nageslaan het, omdat dit soms moeilik verstaanbaar is as 'n mens net vinnig daaroor lees. En vers 24 in een van die vertalings sê, vir 'n verstandige mens is sy rykdom 'n beloning, maar 'n dwaas bly dwaas, al besit hy ook wat. Dit is vir my 'n mooi verklaring en 'n beter verduideliking van hierdie vers, wat ons hier vind in Spreuke 14:24. En wat beteken dit? Vriende, die Bybel is eenvoudig daaroor, dat die persoon wat wysheid het, en wat wysheid besit, is iemand wat ook in hierdie wysheid wat hy verkry van die Here, vir hom rykdom vergader, rykdom verwerf, hy gee eer aan God, hy's 'n wyse rentmeester van dit wat die Here aan hom toevertrou, terwyl die sotheid van die dwaase sotheid bly. So, daar is mense wat bymekaar maak en akkumuleer en selfs ryk word, maar hulle doen nog steeds dwaase dinge. Al het hulle baie bymekaar gemaak, is hulle optrede dwaas, is dit sinneloos. En ons dink maar, vriende, aan baie multimiljonêers in ons tyd en dag, wat buig voor beelde wat gemaak is van hout en klip, wat sekere krale om hulle nek dra as 'n tipe van 'n gelukbringer. Mense wat die hand of die voet van 'n beeld soen en voedsel voor dit gaan neersit, asof dit hulle God is en bely dat dit hulle God is. So die Bybel sê vir ons eenvoudig, dat as 'n mens die wysheid het nie, kan jy bymekaar maak net wat jy wil op hierdie aarde, en jy kan ryk wees en in mense se oë miskien suksesvol, maar as jy nie wysheid het nie, sal jou dwaasheid net geopenbaar word in jou werke en dit wat jy doen. Jy sien, rykdom maak jou nie wys nie. As jy wysheid het en jy verwerf rykdom, dan is dit 'n kroon. Dit is iets wat jy in jou lewe gebruik as iets wat van die Here afkom, om ook jou mense, jou naaste en ander te versorg en dan ook so eer op God se naam te bring. Daarom is die hoofwoord hier, so die sleutelwoord eintlik, die gedagte van wysheid. Daarom, die kroon van die wyse is hulle rykdom, want hulle eer God vir dit wat hy vir hulle gee, en hulle gebruik dit wys om sy naam te verheerlik. Die volgende versie, vers 25, 'n betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuns uitstrooi is bedrog. Nou hierdie vers, vriende, my navorsing het ek gesien, gaan in besonder oor mense wat getuienis gee in 'n hofsaak, in 'n verhoor, in een of ander saak waar daar as getuie opgetree moet word en 'n ware weergawe gegee moet word van wat aangaan. En ons weet, vriende, in die tyd en dag waar ons onsself in bevind, lieg mense onder eed, mense sê dinge, mense staan in die hof, mense staan by 'n departementele verhoor en hulle praat leuns terwille van hulle self, en hulle wil 'n sig koop, hulle wil miskien die guns van 'n werkgewer of die hoof van een of ander afdeling verkry, en hulle gee nie om of hulle die ander persoon basies sal ondermyn, sal veroorsaak dat hy sonder werk sal sit, en selfs hy skuldig bevind kan word en miskien in die tronk beland nie. So hierdie hele vers gaan oor die gedagte van eerbaarheid wanneer ek praat. Jy sien, vriende, hier handel dit oor die reg
om eerbaar te wees. Dit gaan oor getuienislewering, dit gaan oor 'n eerlike weergawe te gee van wat ek weet, van wat ek gesien het. En dit kan lewens red of dit kan lewens vernietig. Daarom pleit ek by jou dat jy 'n eerbare getuie sal wees. Dat jy, wanneer jy in die reg optree, wanneer jy 'n getuienis moet gaan lewer, of dit by 'n saak is, by die werk, of dit miskien in die howe moet wees, waar ook al, of selfs in jou huis, dat jy nie teen 'n ander een valse getuienis sal inbring nie. Want die Bybel sê vir ons dat God self 'n wreker is van hierdie dinge. Daarom kom ons wees eerbaar, kom ons wees opreg, en is 'n duidelike bewys van jou kunskap. Want die Bybel sê God het reg en regverdigheid lief. Hy is 'n God van geregtigheid. En daarom wil hy sy kinders moet eerbaar, opreg en met waarheid spreek. Daarom 'n betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuns uitstrooi is bedrog, vernietig lewens, en die hartseer gevolge is daarin. Onthou wat ek vir u gesê het in een van die vorige oordenkings, wat jy saai, sal jy maai. Kom miskien vandag weg met hierdie leuns wat jy in een of ander verhoor deurgee. Hierdie leuns wat jy versprei, hierdie leuns wat jy as waarheid oordra. Dan gaan 'n dag aanbreek wat die Here hierdie saak sal draai en oor jou hoof sal bring dit wat jy oor 'n ander mens se hoof gebring het. En daarom wees versigtig, want God sien, hy hoor en op die regte tyd sal hy oordeel. Die laaste 2 verse, vriende, gaan eintlik oor waar lê my en jou sterk sekerheid. Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. In die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid. Ook vir die kinders van sodanige sal daar 'n toevlug wees. En dan weer, die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk. Jy sien wat die Bybel vir ons leer, in plaas van om in jou dwaasheid te roem, in plaas van om leuns uit te strooi en bedrog te pleeg, is die geheim van die lewe, is die sekerheid van jou lewe, is die bron van oorvloed in jou lewe, die vrees vir die Here. En hierdie vrees vir die Here, vriende, is niks anderste as om gehoorsaam te wees aan die Here. Die Here sê vir ons baie duidelik, as ons sê dat ons hom liefhet, sal ons sy gebooie bewaar. Ons sien baie duidelik, die Bybel sê vir ons, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. So, hierdie vrees gaan oor, God sê, hy is die oppergesag, hy is die skepper, hy is die onderhouer van my lewe, hy het sy woord vir ons gegee, ons woon op sy aarde as gaste, vir 'n tyd lank, soos hy bepaal, dan sterf ons, dan moet ons gaan rekenskap gee voor hom, en daarom die interimtyd, terwyl ons op hierdie aarde is, sal ons wandel met die Here, dan ook ons lewens positief of negatief beïnvloed. As ek God nie vrees nie, as ek 'n God vir myself is, 'n wet vir myself geword het, sê die Bybel vir ons, is daar ondergang, is daar hartseer. Maar iemand wat die Here vrees, die Bybel sê daar's 'n sterk sekerheid. 'n Sterk sekerheid nie net vir die elke dag se uitvoer van die take nie, maar ook vir die toekoms, en my kinders sal dit sien, en dit sal vir my kinders 'n toevlug wees, en hulle sal weer vir hulle kinders leer, dat om die Here te vrees is die beginsel van die wysheid. Lees sy woord, bestudeer sy woord, gehoorsaam sy woord. Bely jou sonde as jy verkeerd gedoen het. Maak reg wat jy kan. Vra die Here vir wysheid, want u sien, in hierdie vrees, sê die Bybel vir ons, is dit ook soos 'n fontein van die lewe. Het jy al gesien, as iemand dors is, as iemand geweldig dors is, help nie jy bied vir hom voedsel aan nie. Het help nie jy bied vir hom iets anders dan, jy soek water. En dis presies dieselfde beginsel, is soos iemand wat in 'n woestyn verdwaald geraak het, en hy kom by hierdie oase uit, en hy drink tot versadiging, en die lewe kom terug in hom. Die Bybel sê vir ons, die vrees vir die Here, om te hoor wat God van homself in die woord openbaar, en hoe hy van my vra om te lewe, dit bring geestelike lewe by my. Dis is soos 'n dorsman wat hierdie water drink in die woestyn, en dit bring lewe in sy siel. En dit Bybel sê ook vir ons verder, dit help ons om van die strikke van die dood af te wyk. Met ander woorde, van moedswillige en foute wat ons maak, wat ons lewens kan verongeluk en vernietig. Dit is wanneer die Here vir ons met wysheid vul vanuit sy woord, dat ons besluite maak wat goed deurdagte besluite is. Ons is nie haastig in ons besluitneming nie. Ons is nie onverskillig in ons besluitneming nie. Ons doen nie maar net dinge omdat ons dit wil doen nie. Ons het die Here lief, ons het sy woord lief, ons het sy waarheid lief. Dit bring sekerheid in ons lewens, dit bring veiligheid. Hy's 'n veilige toevlug vir ons kinders, en hy's die een wat vir ons lewe om versigtig te lewe, sodat ons dan ook vry van die strikke van die dood sal wees. Dat ons nie hals oor kop ons in 'n saak begewe, wat ons later sal byt soos 'n adder, en hierdie gif deur ons lewens versprei nie. Daarom, vriende, wil ek vir u aanmoedig, gaan kyk na die wêreldgeskiedenis, gaan kyk na wat tans op die wêreldfront aan die gang is. Hulle wat God nie lief het nie, beleef hartseer. Hulle beloof vir ons vryheid, terwyl hulle eintlik bande en strikke van die dood op ons wil plaas. Daarom, 'n vrees vir die Here bring wysheid,
Dis is 'n fontein van lewende waters en mag u en ek in die wysheid van die Here wandel om die Here in alles welbehaaglik te wees. En ek wil vir u sê, die beloning is iets uit 'n ander wêreld. Dit gaan nie net oor om nou 'n godvrugtige lewe te leef nie. Dit gaan nie net oor om nou 'n lewe van wysheid te lewe nie, maar ook eendag voor die koning van die konings te staan en uit sy mond te hoor, mooi so, en 'n ewige loon te ontvang, wat ek aan sy voete kan neerlê om vir ewig in sy heerlikheid te wees, om hom te loof en te prys. Mag die Here ons genade gee en wysheid skenk deur sy woord en deur sy gees, om te verstaan, om te doen, om te gehoorsaam en om so welbehaaglik te wees. Vriende, groete vir u, mooi dag, mooi naweek verder, tada.